Baie welkom by Pinkstersondag, die dag wat ons die uitstorting van die Heilige Gees, plus minus 2000 jaar gelede, herdenk. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is op die eerste gelowiges in Jerusalem. Kom ons lees daarvan in Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ek gaan nou net tot daar lees uit die boek van Handelinge. Ons het in die afgelope week paar Pinksterdienste gehad, byeenkomste waar ons saamgekom het, en vanaf verlede Sondag herdenk ons wie en wat die Gees is, hoe die Bybel oor die Gees praat. Ons het byvoorbeeld verlede Sondag gesê, die woorde wat die Bybel gebruik in die Ou Testament is ruach, en dit verwys na wind of asem, lug wat beweeg. En in die Nuwe Testament die woord pneuma, die Griekse woord. Ons het gesien dat die Ou Testamentiese verwysings veral vir ons wil vertel van die Gees wat skepend is, wat nuwe dinge doen. Die Gees wat uiteindelik ook herskepend is, wat dinge wat verkeerd geloop het, herstel, sodat dit weer regkom. Ons het in Esegiel 37 gelees, dat die profeet opdrag gekry het, nadat hy 'n droom en in die droom 'n gesig gesien het van 'n vallei wat vol bene, dooie bene is, sonder vleis en seëning en vel. En dat dit 'n beeld was van hoe Israel lyk, die volk lyk, omdat hulle hoop verloor het, omdat hulle moedeloos is, omdat hulle dink God het hulle verlaat. Hulle voel soos dooie bene. Maar dan kom die Gees en kom in hierdie bene in, wanneer die profeet die woorde spreek. En dan kry hulle weer nuwe lewe, dan kom alles weer by mekaar, en dan word die mense weer lewenskragtig. En so is dit 'n beeld van hoe die volk herstel sou word vanuit daai situasie van moedeloosheid en wanhoop waarin hulle was in die ballingskapperiode. So dit het ons laas week ook na gekyk. Hoe die Bybel oor die Gees praat, hoe dat die Gees skepend werk en ook herskepend. In die Nuwe Testament word dit verder opgeneem, wanneer dit ook gesê word dat die Gees nou in ons kom woon, op ons neerdaal en in ons woon. En dan word die werk van die Gees hierdie van binne af aanmoediging, dat ja, ons het ons nou gestel ondergeskik aan Christus wat ons Here is. Ons het vroeër in ons lewe tot bekering gekom, en daai bekering beteken dat ons erken dat ons sondaars is, en dat ons Christus as ons hoof erken, wat in ons plek betaal het vir die sonde, wat vir ons die rekening gaan betaal het, sodat God nou nie meer na my en jou kyk deur die bril van die sonde wat ons doen nie, maar deur die bril van Jesus, wat dit afbetaal het en afgeskryf het, sodat ons nou weer as versoende mense met God kan saamlewe in 'n nuwe verhouding. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God, skryf Paulus in 2 Korintiërs 5. En dit het gebeur omdat Christus, wat sonder sonde was, in ons plek betaal het. En nou kan ons dit net ontvang. So, hierdie erkenning dat Christus ons Here is, en die aanvaarding van die Heilige Gees in ons lewe, lei dan nou daartoe dat ons moet begin lewe soos die nuwe mens. Ons moet uiteindelik, ook soos wat die woord vir ons sê, al meer die tekens wys. Ons word verander om al meer die beeld van Christus te wys. Of in Galasiërs 5 word gepraat van die vrug van die Gees. Dan word daar 'n lysie gegee van handelinge, aksies, dade wat ons moet doen, wat sigbaar moet wees aan mense in die wêreld buitekant, sodat hulle kan sien die ou is agtergelaat, die nuwe is aangeneem. Maar dit is 'n proses. En die vrug van die Gees waarvan die woord praat is, dat ons liefde sal wys vir ons naaste, vrede sal hê in ons harte en met mekaar vrede sal soek, dat ons geduld sal hê, dat ons vriendelik sal wees, en die hele lysie wat dan verder genoem word in Galasiërs 5 vers 22. Nou, vriende, ons kry die opdrag
om al meer en meer te groei. Die Gees help ons daarmee, omdat die Gees van binne af vir ons voortdurend daarop wys, wanneer ons in die versoeking kom, om nie gehoorsaam te wees nie. Ons kom byvoorbeeld, ons argumentshawe, ons ry langs die pad, en ons sien iemand staan daar, met swaar sakke, en hulle wil graag van dorp A na dorp B toe gaan. En ons het dalk plek op ons voertuig, in die motor, op die bakkie, maak nie saak nie. En ons besluit, ag nee wat, dis nie my probleem as hulle nie 'n voertuig het nie. So ek sal verbyry. Ons, vanuit 'n rasionele hoek, is dit heeltemal aanvaarbaar. Dit is heeltemal onmoontlik om so te dink. En jy kan dalk reg wees, hulle het nie 'n voertuig nie, anders sou hulle nie daar gestaan het nie. Maar dan kom die Gees van die Here, en hy praat van binnekant af, en hy sê vir jou en vir my, maar weet jy, daar is dalk 'n rede hoekom hy nie 'n bakkie, 'n voertuig het nie, maar jy het een, dink jy nie jy het plek om hom of haar op te laai en saam te neem nie. En dan word daai binnegesprek gevoer, tussen jou en jou gewete, die Gees van die Here, en dan moet jy die besluit maak. Wanneer ons die besluit maak om te sê, Gees van die Here, U het nou met my gepraat, U sê vir my, ek kan dit maar doen, en ons stop en ons laai die persoon op, dan begin ons gehoorsaam leef aan die Gees. Dan begin ons die dinge doen wat die Gees ons na toe verander het. Dan begin ons die vrug van die Gees toon, van hulpvaardigheid, van uitreik na buite, van saamwerk met ander mense, en nie net ons eie dinge probeer hanteer nie. En daar sal baie ander voorbeelde wees van hoe dat die Gees van die Here dikwels vir jou en vir my leiding wil gee, maar hoe ons hom of teëgaan of gehoorsaam. Miskien is daar iemand wat jy al in die verlede mee kwaai vriendskap opgetel het, of daar het woorde gekom, en jy weet, jy moet eintlik na daai persoon toe gaan en sê, ek is jammer oor dit wat gebeur het, ek wil nie hê dit moet so wees, ek hou nie daarvan, dat die verhouding tussen ons so skeef geloop het nie. Daai binnestem is die Gees wat vir jou aanmoedig, maar jy weier om dit te doen. Jy sê vir jouself, hoekom sal ek dit doen? Hy of sy kan mos maar eers kom. Dit is hulle wat die fout gemaak het, of wat die situasie ook al mag wees. Nee, wanneer ons die Gees van die Here op so 'n manier teëstaan, dan begin lewe ons nog, of dan lewe ons eintlik nog steeds onder beheer van ons eie gees, ons eie verstand, ons eie wil. Maar wanneer ons na die Gees luister, dan begin ons onsself onder die Gees stel en begin ons onder sy beheer lewe, en dan verander die dinge in ons lewe. En dis die groot uitdaging wat ons as gelowiges het. Ons moet leer wat dit werklik fisies beteken om elke dag onder beheer van die Gees te lewe. Hoe is dit in jou lewe gesteld? Hoe gehoorsaam leef jy aan die Gees? Hoe maklik of hoe moeilik vind jy dit, om wanneer jy daai stem aan die binnekant hoor te sê, nee wat, ek sal dit wegskuif, ek het ander dinge om my aandag aan te gee, of ek het 'n ander manier om daaroor te dink. Sien, dit werk alles eintlik saam. Ons het die Bybel as ons riglyn. Die Bybel sê ons is die woorde van God na ons te waarna hy met ons wil praat, die boodskap wat vir ons wil vertel van hoe lyk 'n mens wat heel gemaak is, wat nuut gemaak is, wat herskep is deur die werking van die Gees. En hy sê, hierdie leefstyl wil ek met julle aanmoedig. Julle moet dit gaan lewe. So ons het die riglyne op skrif. Ons het die werk van Christus, wat die sonde wat tussen ons en God opgestapel het soos 'n muur, kom afbreek het, sodat ons nou vrye toegang tot die Vader weer het. Sodat ons 'n oop verhouding met hom het, 'n versoende verhouding. En ons het die Heilige Gees wat ons van binnekant af aanmoedig. Nee, nie die kant toe, nie daai kant toe. Nee, moenie nou dit ignoreer nie, doen hierdie ding soos die Here van jou vra. Ons het so baie plekke wat ons aanmoedig om die ding te doen wat die Gees wil hê ons moet doen. Maar ons sukkel nog steeds. Hoe is dit in jou lewe? Hoe is dit in my lewe? Om onder beheer van die Heilige Gees te lewe, dit is wat Pinkstertyd vir ons weer wil kom bewus maak van. Dit is waartoe ons moet strewe, om nie ons eie kop te volg en ons eie beheer altyd te wil hou nie, maar om te sê, Here, onder U beheer. Heilige Gees, ek hoor wat U vir my sê,
ek gaan dit nou doen. Vriende, ek gaan afsluit deur te sê, as jy en ek rondom ons kyk, hoeveel voorbeelde van ander mense wat die vrug van die Gees in hulle lewe sigbaar maak, hoeveel van hulle ken ek en jy, en hoe beïnvloed hulle my in jou lewe? Ek het vanoggend iets op die hart, basies om te sê, ek het in die afgelope tyd het ons in die gemeenskap 'n persoon verloor in die dood wat 'n besondere voorbeeld was van iemand wat gehoorsaam gelewe het aan die Gees. En daardie persoon het vir een en elk wat sy pad gekruis het op elkeen van ons 'n besondere invloed gehad. Partykeer nie eens deur woorde nie, net deur sy dade. Maar ook was hy nie skaam om sy woorde met ons te deel nie. Na 'n siekbed is hy oorlede, maar selfs in sy laaste weke, selfs toe hy geen kragte meer eintlik gehad het om selfs te praat nie, kon hy nog steeds net deur sy hand op te lig en iemand se hand aan te raak, dankie sê, as iemand vir hom iets gedoen het. As iemand vir hom 'n mooi woord gesê het, sou hy opgewys het na die Here om te sê, dis deur hom wat ek lewe. Mense wat hom 'n dag lank geken het, sou gesê het, ek het Jesus by hom gesien. Ek kon die Gees se liefde by hom ervaar. Liewe vriende, dis wat ons as kerk moet doen. Dis wie die Here ons gemaak het. Dis die nuwe mens. Kom ons stel onsself ondergeskik aan sy beheer. Here, ons erken U as ons Here. Ons vra dat U ons eie ek sal afbreek, uithaal, en dat U die belangrikste plek in ons lewe sal inneem. Amen. Doen slechts U wil hier, U wil met mij die potte baken, met mij die klei. Vorm mij en maak mij net zoals U wil. Op U slechts wagen, nederig en stil. Doen slechts U wil hier, U wil met mij. Toets en deursoek mij, al moet ek lei. Witter as sneeuw hier, was mij vandaag. Laag aan U voeten, wil ek steeds waak. Doen slechts U wil hier, U wil met mij. Tot heel my lewe, U is gewy. Maak van my hart Heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus